Familie en vriende, ons is saam om afskeid te neem tot weersiens van een van God se musiekante. Ons groet vir Christa met trane in ons oë, met herinneringe, maar met 'n toekomsvooruitsig. En dit in die naam van ons Verlosser. En daarom groet ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dis vir ons almal as vriende 'n inspirasie om vanoggend te beleef dat die Rabbi sê hulle wil die Here loof en prys. En met Christa wat nie vir ons kan speel vanoggend nie, neem die familie oor
En dis 'n geskenk wat hulle gee aan hulle mamma tot weersiens. So ek wil vra dat julle na vore kom en ons begelei om in hierdie oomblikke op te kyk deur ons trane, die reënboog van hoop van Jesus Christus te sien.
Familie en vriende, net so meer as 4 jaar gelede, toe ons gesels met Christa en met Kobus oor die moontlikheid van hier saam met ons deel wees van die musiekbediening, sy as musiekkoördineerder. Ek gaan nooit vergeet, Kobus wat gesê het, so eenkant vir my, Christa sy's 'n lekker begeleier. Sy help die gemeente om te kan sing, om regtig die Here te kan loof en prys. En ons is hier vandag vanuit verskillende sfere van haar lewe. Familie, eggenote, kinders, maar ook kollegas en dan ook 'n gemeentefamilie wat almal op verskillende vlakke saam met haar die Here aanbid het, saam met haar hierdie lewenspad geloop het. En vriende, die laaste geskenk wat ek vir haar gegee het sy vir my gevra en ek wil dit vir julle lees hierdie geskenk. Die opskrif van die geskenk was presies 'n maand voor haar dood, getuigskrif, Christa Rabie. Christina Wilhelmina Rabie Nijmenaar, gebore 28 Maart 1962, is die afgelope 4 jaar aan my bekend. Sy beklee onder andere tans die musiekkoördineringspos in Blanco NG Kerk hier in George. As een van haar predikante kan ek met vrymoedigheid getuig oor haar lewenswandel. Christa is 'n toegewyde kind van die Here, entoesiasties, sprankelend en vriendelik. 'n Vasbyter wat hard werk, 'n staatmaker wat pligsgetrou is, uitstekend met kinders en jong mense van alle ouderdomme. Baie kreatief, 'n spanspeler. Ek beveel haar heel hartig aan vir enige pos waarvoor sy kwalifiseer. Sy sal beslis 'n reuse aanwins wees vir enige instansie. My seënwense vergesel haar saam in sy diens. En vriende, wat sy vir my gesê het en wat Kobus ook vir my gesê het, is dat sy die afgelope tyd het sy begin ervaar 'n nuwe seisoen in haar lewe en dat sy nader aan die kinders wil wees en dat sy vir 'n paar poste wil aansoek doen. Saam met die hartseer dat ek vir haar gesê het, maar dan verloor ons vir jou en vir Kobus. Sy gesê, sy weet, dis 'n nuwe seisoen. Min het sy geweet dat die getuieskrif wat sy van my vra en die aansoeke wat sy doen, het nie by 'n ander skool uitgekom nie. Dit het by die Here uitgekom, wat gesê het, Christa, jy weet dit nie, maar jou aansoek vir 'n nuwe seisoen is goedgekeur. Deur die bloed van Jesus is jy welkom by my. En vriende, Christelle het vir my gesê, die laaste gedeelte op haar Bybel-app was gewees Psalm 121. En ek wil dit vir julle lees. Die opskrif in die ou vertaling is dis 'n bedevaartslied en dit is op pad wat hierdie lied gesing is. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. En wat vir my besonders is, die laaste Bybelgedeelte wat oop was, waarmee sy besig was en die troos van Psalm 121, die Here is by my, in moeilike tye, in 'n COVID-tyd. Die van ons wat op groepies was, WhatsApp groepies, julle as familie, dalk ander kollegas, maar ook ons as erediensspan, nog net voordat sy oor is na die intensief toe, en ook toe sy vir ons laat weet dat sy eers in Medikliniek is en toe oorgeskuif het, is daar grappies gemaak en sy teruggeantwoord en vir Andries van ons gemeente gesê, ag Andries, dankie, jy is die lag in my. Maar sy het gevra, bid asseblief vir my. En gesê, sy kan ongelukkig nie ons erediensbeplannings bywoon nie. Dit na 4 jaar, feitelik elke week, wat ons saam beplan, saam die Bybel lees, luister wat sy vir ons sê, hoe sy die Bybelteks ervaar, wat haar
wat haar aanspreek. Iemand sê Sondag by die nagmaal wat ons hier gehad het, in trane, toe sy daar agter sit en kyk en hier sien, die leesplek. Toe huil sy en sy kom na my en sy troos vir my en sê, dit moet vir jou en Corrie en Ferdi wees soos 'n kollega. Want vir 4 jaar was julle so nou by mekaar. En dis saam met jou ook, Kobus. En Derrick, toe jy meer hier was en vir ons die dromme kon slaan. En so 1 of 2 maal wat julle as gesin hier was, haar trots, haar band. Ek kan net my indink hoe trots sy is op julle. En hoe julle uitsien na eendag se weer saam speel. Van aangesig tot aangesig teenoor die Here. Maar op hierdie lewenspad wat sy gehad het vir 59 jaar, saam met ouers, saam met familie, vriende, saam met Kobus en saam met julle as kinders, was daar goeie tye en daar was moeilike tye. En in dit alles, op pad met Psalm 121, het sy die lewenspad geloop, saam met die Vader, Seun en Gees. En hy het haar vasgehou, kom wat wil. En soms was dit 'n gevaarpad, soms was dit 'n kronkelpad, soms was dit sinkplaatpad, moeilike tye. Soms was daar die moontlikheid van afdraaipaaie, om die verkeerde paaie te vat. Soms was dit net wonderlike afdraande pad. En uiteindelik is die afgelope tyd haar oorgangspad gewees, na 'n nuwe bestemming, by die Vader, Seun en Gees. En vriende, 6 maal in hierdie Psalm is die Hebreëse woord shamar, wat beteken bewaar. En vir die pelgrims van destyds, die gevaar van die pad, die oorslaap in die aande, moet wakker bly om beskerming te probeer bied. En dan hoor ons, nie net die Here bewaar ons nie, hy slaap nie, hy kyk, hy hou wag, hy hou ons vas in sy hand. En iemand sou sê, maar het Psalm 121 waar gebly vir Christa, toe sy haar laaste asem uitgeblaas het? Waar was die Here dan? Hoekom het hy haar nie gered nie? Maar in daai oomblik, op pad met haar bedevaarslied, het haar bewaarder haar kom haal. Hy het nie gesluimer nie. COVID en die pandemie en siekte en teëspoed van die lewe, is nie vir hom onverwags nie. Vir gelowiges word dit deel van die Romeine 8 vers 28 pad, dat alles ten goeie meewerk vir die wat lief is vir die Vader, Seun en Gees. En daarom op haar laaste pelgrimstog, aardse pelgrimstog, het haar bewaarder nie geslaap of gesluimer nie, maar haar kom haal, die oorgangspad saam met haar geloop. En het die woorde waar geword, wat destyds ook vir 'n moordenaar aan 'n kruis, wat sy sonde bely het, waar geword het. Toe Jesus gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek glo met haar oorgang, het sy haar oë oopgemaak in die paradys, en het sy Jesus herken, nie omdat sy op aarde 'n foto van hom gesien het nie, maar omdat sy oop arms vir haar herkenbaar was aan die wonde in Jesus se arms. Sy is tuis, en die Psalm eindig en sê, hy is ons bewaarder van nou af tot in ewigheid. Sy het tuis gekom, en ons vier fees, sy het die wenpaal bereik. Mag ons, soos sy in die voetspore van Jesus geloop en gehardloop het, mag ons in haar voetspore loop, ons oë gefestig op Jesus, die volëinder van ons geloof. Amen. Here, hier is ons, stikkend, maar ook op 'n genesingspad van hoop, omdat in ons trane U ons die reënboog van hoop wys. Die graf is leeg, die dood is oorwin, en een van U dogters is veilig tuis by U in die paradys. Deur ons trane sien ons uit na wanneer U ook vir elkeen van ons kom haal, en ons saam sal kan sing vir U. U gaan aanbid, saam met Christa, saam met ons geliefdes. Mag dit so wees, in U naam alleen. Amen. Psalm 121 is eintlik 'n amazing, wonderlike bevestiging
van wie God is en wat God doen en hoe ons hom ook verstaan in tye wat eintlik nie vir ons noodwendig sin maak nie. En ja, dit is vir my nogal vreemd vandag om hier te staan en nie vir Christa daar te hê nie. Dit is vir my baie moeilik om die herinneringe van goeie grappies van hier en daar verkeerd speel aan my kant, nie noodwendig haar kant nie. Aan 'n ritme wat ons moet opvang, want ons moet mekaar net op incheck. Dit is moeilik om vandag te doen sonder dat sy so is. Maar elke keer wanneer ek saam met haar gewerk het, of dit nou in 'n vergadering was, of dit was by die huis, ons iets opgeneem het, of saam gespeel het, of een of ander opvoering, wat ook al dit was dit altyd vir my pertinent, hoe haar glimlag uitstraal, hierdie woorde van Psalm 121, hoe haar hele wese eintlik maar net wys, sy ken die Here, sy weet die Here beskerm, sy weet die Here is saam met haar. En al is dit al wat julle ook vir vandag gaan invat, is dit ook genoeg, want dis ook wat God sê. Nou, een van die goed wat ek wel by Christa geleer het, behalwe om my ritme reg te kry, was eenvoudig gewees die liedjie wat sy my aanblootstelling gegee het van Louis Brits, Ons Glo. Moet sy een van die lekkerste songs wat ons saam gespeel het. En sommer net van een gelowige saam met 'n ander gelowige wil ek eintlik net 'n paar woorde van daai sang uit lees vandag. Die woorde sê: ons glo dat die herder sy kudde lei. Ons glo dat die leidsman die weg berei. Ook so wat die Psalm gesê het. Alwys, alwetend, onsienlik Heer, onmeetlike sterke verlosser Heer. En die volgende deel wat my vandag help, is om te sê, ons glo daar is 'n môre na 'n donker nag. Ons glo aan 'n bruilof wat die bruid inwag. Ons glo in vervulling van die woord, in Christus oorwinnaar oor die dood. En die laaste deel net, wat my nie kan wegvat van Christus se teenwoordigheid nie, is die woord wat sê, ons sing omdat ons glo. Ons aanbid omdat ons glo. Ons bely dit dat ons glo. Ons loof U, want ons glo. En dis ook vir Christakie. En dit is die woord wat sy geglo het, dit is die woord wat sy geleef het. Dis wat Frans ook gesê het, sy is iemand wat die Here ken. En met dit as 'n respons op Psalm 121, as 'n respons op Christus se lewe en 'n bevestiging van net die impak wat sy in ons lewe gehad het. Wil ek eintlik net vir julle vra, ek gaan die geloofsbelijdenis lees en ek wil uit met julle kan saam met my staan. As jy saam die woorde wil praat en jy spreek, is jy meer as welkom. As jy net wil staan en rustig wees, is dit ook reg, jy hoef ook niks te sê nie. Maar kom ons gebruik hier die woorde in 'n tyd wat ons nie noodwendig woorde het nie, maar ons die krag het om woorde uit te dink nie. Om ons net te help om daai ding wat Christa geleef het, glo God is teenwoordig, glo God beskerm, glo God is saam op die pad. Kom ons sê die woorde en saam mekaar as gelowiges. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en van die aarde. Ek glo in Jesus Christus, eniggebore Seun van die Vader, ons Here. Ek glo Jesus is ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria. Ek glo Jesus het gelei onder Pontius Pilatus en ook my sonde. Ek glo hy is gekruisig, het gesterf, is begrawe en het 'n helse smart beleef. Ek glo hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dood. Ek glo hy het opgevaar na die hemel en sit nou aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Ek glo hy sal terugkom en hy sal die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het kom oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ekskuus. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding tot die verheerlikte liggaam. Ek glo aan die ewige lewe. Amen. Baie dankie. Ja, net van my kant af, ek het net nou gesê vir julle, dit voel vir my heeltemal onwerklik om net te staan en na bo te staan en
Kobus is hier, Derek is hier, en ons nou in daai span, en Christa is nie daar nie, maar as ek julle gehoor het, as ek oor julle praat, hoe julle speel, julle styl, sy is iewers in elkeen van julle. En is eintlik wonderlik. Gister het ons gepraat op die telefoon met Christel, dink ek. En vir 'n oomblik het ek gedog, ons praat met Christa. So sy is so teenwoordig in elkeen van julle, en wat julle, en wie julle nou as mense ontwikkel het ook, en ons vier dit saam met julle. Kobus, jy het vir my gesê verlede week, julle het, die eerste ding toe julle begin praat oor die diens, is julle gaan 'n lofdiens doen. En ek dink dis die mees gepaste manier om haar lewe te vier. Ons gaan, so oor 'n rukkie, gaan ons kyk na 'n paar goed uit haar lewe uit, saam met julle, en wat 'n viering van haar lewe is. En ek dink sy, as ek nou verder het gepraat van haar glimlag ook, en hoe sy eintlik sag met die lewe omgegaan het, maar sy het so op die voorpunt van die stoel gesit, as met haar foto's kyk. Sy het nie teruggesit en wag vir die lewe nie, sy het dit gevat. En met altyd een of ander musiekklanke saam, die klavier, die stories in julle huis in Oudtshoorn, al die musiek wat daar gebeur het, wat deel van julle lewe was. Ek weet, sy gaan voortleef in die musiek wat julle nog gaan saam doen, en gaan saam leef. En mag julle goeie memories hê, elke keer. Ferdi het eintlik vir ons gehelp, vir my help verstaan ook met die geloofsbelijdenis, dat as wanneer ons met die dood te doen het, is daar een ding wat ons kan doen as gelowiges, is om te sê ons glo. Net so 'n paar woorde oor wat ons as gelowiges, hoe respond ons op die dood. Dis ou woorde wat ons net herhaal elke keer wanneer ons by die dood staan. En dan klink daai woorde so, want dit help ons 'n reframing kry van hoe ons oor die dood dink ook. En dit klink so: Geliefdes in die Here Jesus Christus, Christa is deur die dood van ons weggeneem. Dit is 'n realiteit wat swaar is en nog onwerklik voel. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. En een van die beste maniere om hoop te skep is om te sing. Om aan hoop, 'n nuwe hoop geboorte te gee, is om te sing, en dit doen julle, of musiek te maak, en dit doen julle. Hou aan met dit doen. En dan hierdie woorde: die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies, dit bring hartseer en pyn, en dit beleef julle nou, en het julle beleef, en gaan julle nog vir 'n groot tyd van jou lewe beleef. Maar luister na die woorde: tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by, en hy beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat gesterf het en vir ons opgewek het. Daarom sê ons saam met Paulus, en hierdie is eintlik amazing woorde: as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, amazing, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Mag julle musiek 'n klankie van dit weergee elke keer as julle speel, musiek maak en saam is. Kom ons sit en ons celebrate verder Christus se lewe.
Baie dankie, François. So, namens die familie wil ons net graag die volgende mense bedank. Amanda Hopley, vir al jou hulp, jou raad en jou bystand, en sommer net dat jy haar vriendin was. Vir ma Anna, Anna-Marie en Philip, julle was vir haar 'n steunpilaar, veral in hierdie siektyd. Almal wat van ver gereis het, Philip, Martina, Marinda, Jaco, Talana, ons wens julle ook 'n veilige terugrit. Die gemeenskap van George, waar sy veilig, gelukkig en geliefd was. Pa Kobus wil 'n baie spesiaal van woord en dank en uitsonderlike liefde betuig aan elkeen van die kinders, aan Davie, Christel, Leani, Therese en Derek, Henko en Nina. Julle was mamma se totale lewe. Dankie vir julle onvoorwaardelike liefde teenoor mamma en in besonder wat julle vir haar in hierdie moeilike tyd beteken het. Niks was te veel gevra nie, ook met al die reëlings vir vandag. Julle is sterre. Alle eer aan ons hemelse Vader vir die 59 jaar wat hy mamma aan ons geleer het, vir al die vreugde wat sy aan ons lewens toegevoeg het. Pa Kobus sê dankie aan ma Christa vir 'n wonderlike lewensmaat wat sy vir bykans 40 jaar, vir al die sakke sout wat ons saam opgeëet het, 4 pragtige kinders en al die mooi herinneringe waaraan ons kan bou. Pa Kobus is baie lief vir ma en hy gaan haar baie mis. Aan almal wat 'n rol in haar lewe gespeel het en haar lewe verryk het, sê ons almal baie dankie. Ja, dis oupa. Oupa. Dis baie dankie julle. Vriende, ek wil dat ons afsluit soos wat ons, ek kan amper sê, toe ons nog in hierdie gebou so saam kon wees, as ons die seën van die Here aan die einde uitgespreek het, dan is die gewoonte in ons gemeente om jou hande uit te steek om dit te ontvang. Nie van 'n dominee af nie, maar van die Here af. En sulke hande is bedelaaarshande, en dit is wie ons is voor die Here, ook vir hierdie pad vorentoe, om op pad te wees in 'n nuwe seisoen, wat ook uitdagend gaan wees. Maar Kobus, julle as 'n familie, ons stap hierdie pad saam met julle. Hierdie is ook julle huis, julle tuiste, en ons bid dat ons dit saam sal kan loop. En daarom ontvang dan die seën en gaan op hierdie lewenspad in die naam van die Vader, Seun en Gees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag, die troos en die gemeenskap van die Heilige Gees is jou deel, kind van God. Amen.